Hallo julle, so ja, ek doen nie hierdie gewoonlik nie. Almal wat my ken weet, ek laaf foto's en ek laaf foto's neem en foto's post en alles, maar um, my vriende weet ek is maar 'n ekstrovert voor hulle, maar as dit kom om voor ander mense te praat, dan is ek maar baie skaam. Maar ek praat mos nou maar nou nie voor mense nie, ek praat mos nou maar met julle op my foon, so dit voel daarom 'n bietjie beter. So, hierdie blad is net om awareness uit te sit daar buite, want ek voel pregnancy en infant loss word te min oor gepraat. Ek verstaan daar's mamas daar buite wat nie daaroor wil praat nie, en dit is 100% okay. Maar ek voel ook daar is mamas wat daaroor wil praat, maar weet nie waar om te begin nie. So ek wil graag begin, en ek wil graag ons journey met julle deel, en al kan ek net een persoon aanmoedig om hulle journey te deel, of al inspireer ek net een grieving ouer, dan het ek my deel gedoen. Ek is nie hier vir empatie, simpatie, aandag, enige iets nie. Ek is bloot net hier om ons journey te deel, en die rou gedeeltes van dit te deel, die hartseer gedeeltes, maar ook die hoop en die onthou oomblikke te deel. So ja, ek sal graag wil hê julle moet luister en moet terugkom vir nog, want hierdie is net 'n voorstel wie ek is en waar ons journey begin het, maar ek gaan nog soveel deel, en ek wil hê julle moet almal deel wees van dit. So ja, ek gaan begin hier om te sê, die wat my ken weet wie ek is, maar die wat my nie ken nie, ek is Chantay Davies. Ek is 'n vrou en 'n mamma. My man is Jose, wonderlike man is Jose. En dan het ons 'n seentjie met die naam Dian. Hy is 4. Ja, hy's 'n ou rowwe Jack. Maar hy is ons alles. Ek het 'n sussie, so ja, sy het ook 2 kiddies. Ons 2 seentjies is actually net so 11 weke uit mekaar uit. So dit was baie lekker om die swanger gedeelte met haar te deel. So ja, ons is 'n baie hegte familie. Ons deel alles met mekaar, en die rou, die lelik, die mooi, ons deel alles. So ek is hier om ons rou en lelik en mooi met julle te deel vandag. So ja, sit terug, gryp 'n koffie, because this is one hell of a journey. So ja, julle, ons journey het begin in 2020, het ons getrou, Desember 2020, die warmste, ek sweer dit was die warmste maand en die warmste dag van die jaar. Ek het my bridesmaid so jammer gekry, want ek het vir hulle later aan gesê, ek sweet in plekke waar ek eers geweet het ek kan sweet, dit was so warm. En die mans wat met hulle broeke en pakke en goede daar gestaan het, ek het hulle baie jammer gekry. Maar ja, ons het toe nou getrou in 2020, en ja, soos elke journey, maar hoop en bid ons dat dit, om 'n gesin te begin, dat dit vinnig gebeur. Maar toe nou nie. So na die 3de maand het ons toe nou gedink, okay, iets is nou nie fout nie, maar iets gebeur nou nie, so ons moet dalk by 'n ginekoloog uitkom. Ek het toe na 'n ginekoloog in PE toe gegaan, en hy het toe nou vir my gesê, maar ek het PCOS. So PCOS is Polycystic Ovarian Syndrome. Dit is wanneer jy cysts op jou eierstokke het. So hy het toe nou vir my 'n pilletjie gegee, wat glad nie met my geakkedeer het nie. My hormone was all over the show. Ja, dit was net nie lekker nie. So ek het toe nou 3 maande besluit dat ek gaan nie meer die pilletjie drink nie. En inteendeel het ek toe nou na 'n ander dokter toe gegaan, wat hier uit in Haag is. Om na hom toe gegaan, en hy het toe nou vir my gesê, okay, maar ons gaan definitief die cysts moet verwyder, so ons gaan 'n klein operasie doen met die naam van 'n cystectomy, waar hulle gaatjies maak op jou maag, en
dan die cyst so verwyder. So dit het toe nou gebeur in Augustus 2021, het ek die cystektomie gehad. So in Oktober 2021 het my skoonsister hulle getrou, en glo dit of nie, op die troudag begin ek toe nou met my siklus. So ja, hierdie is raw en real, so as jy nie wil raw en real hoor nie, skraal maar net verby. Maar anyway, so ek begin toe nou met my siklus en ek dink, okay, ons is nou weer uit hierdie maand. In November kry ek toe nou nie my siklus nie, maar toe dink ek, het die cystektomie nou nie gewerk nie, want ek kry nou nie my siklus nie. Want so met PCOS is, die wat PCOS het sal weet, en die wat nou nie het nie, PCOS beteken, jou siklusse is very, very irregular. So jy sal een maand sal jy kry, die volgende maand sal jy skiep, die volgende maand sal jy 3 weke aan een bloei, die volgende maand sal jy net 3 dae aan een bloei. So mens weet nooit. So ek dacht toe nou, okay, ek gaan nou weer met terug aan dokter toe. Maar ek sê toe nou vir my suster die eendag, ek voel weird, ek voel iets is nie lekker nie, ek eet weird goed, wat ek nooit eet nie, en dit is weird. En sy sê toe vir my, maar dink jy moet 'n toets doen nie. Ek sê toe van, nee man, ons is zwanger nie. En sy sê toe vir my, doen 'n toets en skakel dit uit. Ek sê toe, okay, ek sê daar toe 'n boodskap, ek sê toe vir, okay, ek gaan lunch uit huis toe kom, ek gaan 'n toets bring, dan doen ek dit, dan kyk ons. Lunchtyd huis toe gegaan, en toets gedoen, en daar sit die 2 lyne toe nou, baie, baie fyn, maar hy is toe nou daar. En ons is toe nou excited, en ek moet sê, ons het nie 'n slegte swangerskap gehad nie, glad nie. Ons het toe nou uitgevind, dit is 'n seentjie, en ons was toe nou in ekstase gewees, en ja, so, ons het nie 'n slegte swangerskap gehad nie. Ek, my suster en 'n vriendin was swanger gewees, so, ek en my suster het die seentjies gehad, en sy het die dogtertjie gehad, so, my suster se seentjie is toe nou eers in April gebore, en my vriendin se dogtertjie is toe nou in Junie gebore, en Dian is toe nou in Julie gebore, so hulle is almal so naby aan mekaar. So dit was 'n baie spesiale journey vir ons om dit saam te deel en saam met mekaar, ons het altyd vir mekaar boodskappe gestuur, hoorie so, wat kryf jy, of is hierdie normaal, of jy weet so, dit was net lekker om die journey met hulle twee te kon deel. So, hy is toe nou gebore op 36 weke, eintlik 35 weke, 5 dae, maar kom ons sê maar 36 weke, ek het toe nou in kraam ingegaan, en hy is toe nou een aand in NICU, in die NICU spandeer, maar net vir sy longetjies gecheck, en hy is toe nou die volgende dag by my, en ons kon toe nou 3 dae, 4 dae daarna huis toe gaan. Ek sal nie sê hy was 'n moeilike baba nie, ek dink ek het gesukkel met die feit dat ek bietjie postpartum depression gehad het, ja, so ek dink die moeilike gedeelte het ingekom by my, ek dink ek was die probleem. So dit was 'n moeilike journey vir my gewees. So ons het toe nou gesê, nee, nie nog 'n kind nie, die gap is, ons wil hê die gap moet so 4 jaar wees. So hy is toe nou 2022 gebore, so ons het gesê 2026 sal ons weer probeer, en dan vat ons dit van daar af. Min wetend wat vir ons sou voorlê in 2,5 jaar se tyd. So, ja, sit tight, hierdie is 'n hell of a journey. So hierdie videoetjie was maar nou net om my voor te stel en te begin by die begin waar dit begin het, met die PCOS, met Dian, gesê ons gaan wag, en ja, toe gebeur dit so, maar ja, hierdie was nou net 'n videoetjie om net die basics aan te raak,
So die volgende video sal nou gaan oor die eerste journey, ons eerste journey en alles. So ek hoop dat julle weer sal terugkom en kom luister. Ja, soos ek sê, as ek net een persoon of een familie kan help om net na my te luister en net na ons journey te luister en te voel, okay, sure, sy praat daaroor, kom ek praat ook daaroor, of reik uit na my en praat so met my. So ja, ek kan nie wag om alles met julle te deel nie. Daar is hartseer, daar is kwaad, daar's bitter seer. Maar ja, julle moet maar julle stap tekkies aantrek en saam met my op hierdie pad kom, want ja, ek dink al hoe ek kan heal is om daaroor te praat. Ek dink dit is my healing, is om daaroor te praat. So ja, ja, tot 'n volgende keer.